Goeiedag almal, ek is Madeleine en vandag gaan ek vir julle wys hoe om hierdie oulike bekerversie te maak. Wat jou tee en jou koffie 'n bietjie langer gaan warm hou. En net hierdie winter 'n baie beter experience te maak. Ons gaan dit doen met 'n katoen. Want die katoen werk die beste wanneer dit in kontak kom met enige vloeistof. Hy gaan maklik was. Pas op, as jy koffie en tee gaan mors, katoen gaan ook lekker vlekke maak. So jy moet hom dan net vroegtydig uitwas. Of jy kan net 'n lekker donker kleur vat. Ek het hier so 'n bruin enetjie ook. En dit is sag op die hande en is absoluut lieflik om mee te werk. En al wat ons nodig het is 20 gram katoen. Verkieslik 'n double knit. Vir vandag se projek gaan ons nodig hê 'n wolnaald vir enige stertjies wegwerk. 'n skerp skaar, 'n 4 mm hekelnaald en enige katoen double knit. Ek gebruik L-cottons want dit is wat ek op die oomblik in my sak het, maar jy is welkom om enige 100% katoen te gebruik en die kleur wat ek vandag gebruik is Dandelion. Ons maak ons skuifknoop. En 25 kettings. 1, 2, 3, 4, 5. Ek sien julle wanneer ons 25 het. Ons het nou ons 25 kettingkies. En ons wil nou 24 kortbene in die kettings inwerk. Nou hierdie eerste of hierdie laaste kettingkie, hy gaan tel as ons draai ketting. Dis hoekom ons net 24 steke kortbene gaan hê. OK, jy kan of hier in hierdie lissie inwerk, of ek hou daarvan om my werk te draai en ek werk in hierdie agterste lissie in. En dit sal wees my eerste ene. Onthou, hierdie ketting is ons draai ketting. Ons werk nie in hom in nie, ons werk nie in sy lissie hier agter in nie. Ons werk in daai tweede ene in daai tweede ketting in. En ons maak ons 24 kortbene. Kom ons kyk gou weer. Ons sit hom deur, strek hom op en ons trek deur albei. Dit is jou basiese kortbeen. Ons sit ons naald deur die lissie. Ons trek die garing deur. Daar 2 lissies op die naald en ons gaan haal weer die garing en ons trek hom deur al 2. En ons doen dit 24 keer. Ons behoort nou 24 kortbene te hê. As jy by die korrekte lissie begin inwerk het, dan sal jy 24 net mooi eindig met nommer 24. As jou werk 'n bietjie krul, dis heel normaal. Ons gaan nou 1 ketting maak en ons werk draai. Ons gaan nou in die, as jy mooi kyk hierdie vlegseltjies sien jy hierbo, hierso is nou ons ry, nadat ons gedraai het, en as jy hom omdraai, sal jy sien,
Hier is 'n mooi vlegseltjie hierbo. Nou hierdie was ons draaikettingkie gewees. Ons gaan nie hom gebruik nie. Ons gaan in hierdie tweede vlegseltjie in begin. En ons gaan nie in hierdie gaatjie inwerk nie. As jy hom draai, sien jy daai vlegseltjie? Ons gaan hom in daai agterste beentjie gaan ons nou 'n kortbeen maak. En hierdie is ons eerste kortbeen. Kyk weer mooi. Hier is die gaatjie waar ons normaalweg sou ingewerk het. Maar ons draai die werk in hierdie vlegseltjie bo. In hierdie agterste beentjie is waar ons nou ons kortbeen inwerk. En nou het ons 2 kortbene en ons gaan nou hierdie riffel effek skep. Ons gaan wel nou nie al die pad tot by die 24ste steek toe werk nie. Ons gaan net 12 kortbene maak. Ons het al reeds nou 2 gemaak. En nou bly ons werk in hierdie agterste beentjies totdat ons 12 kortbene het. En ek sien julle daar. Ek het my 12 kortbene in daai agterste vlegsel ingewerk, in daai agterste lissie. En nou sal julle sien hierdie gedeelte is wat ons oortjie gaan skep. Hy gaan hier aan vasgewerk word. En die oortjie is dan wat nou om die koppie se oor gaan. Maar nou, kom ons gaan nou aan. Ons het ons 12 kortbene. Nou maak jy jou kettingsteek, wat ook jou draaisteek is, en jy draai jou werk om. En nou herhaal ons. Ek vat my werk, ek draai om, laat ek die vlegsels kan sien, en ek maak my kortbeen nie in die draaiketting nie, in die eerste kortbeen. En ek maak my kortbeen in die agterste lissie van die vlegsel. En ek werk hom al die pad deur. En ek skep my pragtige riffel effek. Vinnig gaan hy nou. Daar is my 12de enetjie. Kan julle sien daai trappetjies, daai riffeltjie wat hy maak? Ons moet nou in gedagte hou. Nie elke beker is dieselfde breedte nie. En as ek nou gaan kyk, hier is my bekertjie. Hier sy oor. Hierdie gedeelte is mos nou, wanneer ons hom gaan skep, is die enetjie wat nou oor die oor gaan hak. En my lengte van die lappie gaan al om my beker moet gaan. Ek het sommer maar net 'n gewone groot koffiebeker. Hy lyk nou baie groot hier op die kamera. Maar is omdat hy nou baie ingezoom is. Maar as ons gaan nou bly doen wat ons gedoen het. Maak 'n ketting, draai die werk en werk 12 steke in die agterste lissie. Dan maak ons 'n ketting, draai die werk en werk weer 12 steke in die agterste lissie. En dan is dit wat nou al om die beker sal gaan. Kom ons maak so 'n paar rytjies en dan kan ons kyk die effek wat die riffelsteek gaan skep. Atsa, kyk hoe mooi lyk hy. Kyk hoe pragtige
duidelik nog ver van klaar. Ons het nog 'n entjie om te gaan. Maar dit is hoe ons nou gaan meet. Jy sal sien, die riffelsteek het baie strek aan hom. So, ons vat ons koppie en ons meet gou ons lappie. As ek hom hier by die oortjie vashou, dan kan ons hom 'n bietjie rek en dan kan ons sien, okay, ja, ons het nog 'n entjie om te gaan. So wat jy nou kan doen, is jy bly aangaan met daai 12 steek herhaling. Jy bly werk en kort, as jy so 2 cm of so gewerk het, dan gaan meet jy weer, dan strek jy hom weer oor jou koppie, om te kyk of jy al genoeg gewerk het, want elke koppie is sy eie grootte. Ek het hierso nou 'n lengte, waarmee ek gelukkig is, en ek het hom getel en hy is ongeveer 30 rye lank. Dit is nou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ek tel nie daai eerste kettingry as 'n ry nie. Ek tel hom basies van wanneer ek met die kortbene begin het. Ok. Julle sal sien ek het hom hier onder gestop. Hier is my eerste oortjie, dis waar ek hom begin het. En nou stop my werk hier onder. Ok, net om te wys hoe die rek is om die koppie. Hier is my koppie. En ek gaan hom nou hier vashou. En ek gaan hom 'n goeie strek gee al om tot aan hierdie kant. Kan julle sien, hy is baie styf. Hy het 'n lekker spanning hierso. En hy sal nou lekker daar om die oortjie gaan. So ons gaan nou die volgende oortjie vorm. As julle gelukkig is met julle lappie, ek weet dit gaan lyk asof hy amper te styf is, maar dit is hoe hy moet wees, want onthou, katoen groei. Ok. So my stertjie is bo, daai eerste oortjie, en my naald is nou hier onder. Ek gaan nie terug opwerk nie, nog nie. Wat ons nou gaan doen, is wanneer jy nou hier geëindig het, gaan jy nie stop nie. Ons gaan nou 12 kettings aanwerk. Ek het hierso outomaties 'n draaiketting gedoen. So ons gaan nie draaikettings doen nie. Ons gaan stop hierso by die 12de kortbeen en dan maak ons 12 kettings. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haha, amper vang ek myself. Ons moet 'n draaisteek ook maak. So ons gaan 13 kettings doen. Ons het nou ons 12 kortbene en dan 13 kettings. Maar onthou, daai 13de ketting is ons draaisteek. So ons draai kettingkie. En nou kan ons al die pad terugwerk op ons kettings. Onthou om nie in jou draaiketting in te werk nie, maar van die tweede ketting af. Nou ek gaan 12 kortbene maak en dan gaan ek eers stop, dan sien ek vir julle wanneer ons 12 kortbene op die ketting gemaak het. So ek gaan stop daarso en ek sien julle daar en dan moet ons 12 bene, kortbene op ons ketting hê. Ons het nou ons 12 kortbene op die ketting wat ons gewerk het. Maak seker julle vlegseltjies
kyk nie na julle nie. Jy wil aan die agterkant van jou vlegseltjies wees, want ons is nog nie klaar nie. Om hierdie lappie af te eindig, gaan ons nou in hierdie agterste beentjies ons laaste kortbeen rytjie maak en ons riffelsteek voltooi. So as ons gaan kyk daarso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. As jy sien, so daai kettingkie het so bietjie van 'n draai, maar dit is 100%. En ons maak ons laaste 10 kortbene klaar in daai agterste lissie. So ons gaan een oortjie en nog 'n oortjie. Ek gaan my gare knip, maak seker jy het lank genoeg stertjie, en hierso is my oortjie, en ek trek my stertjie deur my oor, om hom te knoop. Moet nog nie jou stertjies afwerk nie, ons gaan hulle gebruik om ons oortjies vas te werk. Ons bersie is nou die lengte wat ons dit wil hê. En hy het genoeg rek en strek. Nou gaan ons die oortjies maak, of die oortjies vaswerk. Hierso is daai laaste oortjie wat ons gedoen het. Nou ons gaan ons lappie vat. Ons gaan ons oortjie terugvou en ons gaan hom vaswerk hieraan. So jy vat jou wolnaald. Ek gebruik 'n baie skerp wolnaald, want ek druk my naald gemaklik deur die wolletjies, deur hulle fyn garingkies, want dan ek werk hom vas so. Maar as jy iemand is wat met jou gewone, ek dink baie van die tapesterie naalde is baie stomper, dis ook reg. Ons gaan maar nou net daai oortjie vaswerk en die stertjie wegwerk. OK, so kom ons maak so. OK. My naald is nou gereed. Nou sneeu lê hy. Jy kan hom net so terugvou. Maak seker dat jy hom nie draai nie. Sien jy, daar is hy reguit. En ons vou hom terug. En ons gaan hom nou so vaswerk. Dat hy op sy plat kan wees daarso. En ek werk hom vas hier aan die onderkant, dat hy gelyk is met daai, wat ek nou te styf daar sy. My naald is al lekker uit. Sien jy? So hy loop nou mooi in die ronde. Ek gaan hom net so laaste keer weer vaswerk. Wil seker maak hy stewig, dat hy nie gaan loskom nie. En dan weer terugwerk. So dan maak hy 'n mooi sirkeltjie en nou gaan ek net die ster terugwerk. Vat hom sommer hier tussendeur.
Ok, ek gaan hom eentjie afgat. Ja, die humiditeit hier op die oomblik is hoog, so het klomp mis hier in die lug. So nou is my katoen klewerig en dit is perfek. Dit is juis hoekom ek katoen gebruik het vir hierdie bekerbersie. Want jy wil nie hê jou bersie moet glip nie. Dan val jou warm koffie of tee uit jou. As ek het hom nou een kant toe gewerk, nou werk ek hom terug. Ek gaan hom sommer aan die pad tot bo vat. Sommer so in die ander ene in. En dan as jy wil, ek vat hom altyd nog 'n derde keer af, maar jy is meer as welkom om hom daar af te knip. Ons eerste oortjie is klaar. En dit is hy wat hier om die oor van jou koppie gaan hak. Kom ek kry daai. Ons werk hierdie enetjie saam. Onthou om hom te vat en hom oor te buig en dan vas te werk. Laat hy mooi ronde oortjie maak. Maak seker dat hy nie draai op die punt nie. Kyk, as dit jou nie gaan pla nie, gaan dit jou nie pla nie, maar dit lyk net baie netjieser en hy hak baie gemaklik. Kan jy sien? Hy buig outomaties in. Hy is soos 'n klein handvatseltjie. So ons gaan nou hierdie oortjie ook inbuig. So julle kan hom vaswerk en die stertjie ook net wegwerk. Al twee ons oortjies is vasgewerk. Kyk hoe hulle is sommer gereed om te gaan hak aan jou koppie. En ons bekerbersie is voltooi. Dit was baie eenvoudig. So jy vat jou oortjie en jy haak hom oor die oor van jou koppie. En nou gaan jy jou lappie 'n lekker goeie rek gee. En jy gaan hak die ander oortjie oor. En hierdie bersie is lekker gemaklik vir jou hande en dit gaan ook help om die hitte hierdie winter 'n bietjie langer in jou koppie te hou. En wat hierdie bersie lekker maak, is omdat hy oor die oortjie haak, kan jy hom vir meeste van die koppies gebruik. Die katoen sal seker maak dat jou lappie nie so vinnig gly nie. As dit 'n akriel was, die akriel gly baie maklik op hierdie ceramic bekers. Hy het nie 'n lekker greep hieraan nie, waar die katoen is baie meer klewerig. Jy kan sommer voel, hy's lekker stewig. Ja, ek sal hom nou nie dalk net hier optel nie, ek hou nie daarvan om kanse te vat nie. Ek sal hom maar nog steeds my oor gebruik, maar dit is lieflik om vas te hou. En die riffelsteek maak 'n mooi patroon en die riffelsteek help ook met die greep van die lappie aan jou beker. Ek hoop julle geniet hierdie bekerbersie. En die katoen maak ook dat hulle lekker gemaklik was. Nou onthou, dit is reg as hy styf is. Hy moet sommer baie styf wees, want katoen groei oor tyd. En dan soek jy nie 'n ou los lappie om jou beker nie.